Goeiemôre, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus. Groet mekaar met die woorde, die graf is leeg, hy het opgestaan. Jesus lewe, is nie meer in die graf nie, oorwinning oor die dood, en hy gee vir ons hierdie wonderlike geskenk van die ewige lewe. So 'n paar jaar gelede het 'n Indiër gesin ons genooi om by hulle te kom aandete eet, en hulle het vir ons gesê, hulle gaan vir ons echt Indiese cuisine maak, en hulle gaan ook echt tradisionele ete hê. Omdat hulle van Indië afkom, en het ons geweet, dit gaan iets heel vreemd of anders wees, ons was baie opgewonde. En nadat ons daar aangekom het, 'n bietjie gekuier het, toe sê hulle vir ons, maar die kos is gereed, ons kan maar kom. Ons kom by die eetkamertafel, en daar is net 4 stoele. So daar is 'n stoel vir my, 'n stoel vir Sandra, 'n stoel vir Neil, en 'n stoel vir Jean-Drie. Maar daar is nie 'n stoel vir hulle, of stoele vir hulle nie. En ons vra vir hulle, maar wat gebeur hier? Hulle sê nie, hulle tradisie is dat hulle moet rondom die tafel staan, ver van ons af, eind van ons af, en toelaat dat ons lekker eet, en dan as ons klaar is, heeltemal klaar geëet het, dan sal hulle, nadat ons weg is, sal hulle dan nie oorskiet, sal hulle eet. Maar hulle gaste moet eers eet, en die beste kry. Dit was vir ons baie vreemd, want in ons tradisie werk het nie so nie, ons kuier saam. Nou in die Joodse tradisie is daar ook so 'n tradisie by die etenstafel. Die gaste moet ook toegelaat word om ongehinderd te eet, en rondom die tafel staan ook diensknegte wat moet toesien dat die gaste gesellig verkeer en lekker eet, en nie gepla word nie. En dan elke gas het 'n doek, en hierdie doek is sy servet. Ons ken servette, en met hierdie servet moet hulle monde en hulle baarde afvee, of die sweet afvee. So dit is vir die doek het 'n groot rol gespeel. En omdat die diensknegte nie die gaste mag pla nie, het hierdie doek eintlik sonder woorde gepraat. Want wanneer die gas klaar geëet het, heeltemal klaar was, en as teken dan vir die diensknegt het hy sy doek gevat en hom opgerol, en hy is klaar, en hy het hom op die tafel neergegooi of gesit, en dan het hy opgestaan, en dan het die diensknegt geweet, ek kan gaan opruim, ek gaan nie my gaste pla terwyl hulle eet nie. Maar wanneer 'n gas wil gaan water haal, of wil gaan wyn haal, of wat ook rede ook al, en die tafel dan nou sal verlaat, dan het hy sy servet gevat, en hy het hom mooi opgerol, en so in die opgerolde doek het hy dan op sy tafel gesit, waar hy sit, en dan het hy nou gegaan en gaan doen wat hy moes doen. En dit het vir die diensknegt die teken gewees, dat moenie opruim nie, ek is nie klaar nie, en gaan terugkom na die tafel, en gaan verder eet. En dit is 'n ongelooflike gebruik wat hulle het. En dan lees ons hierso in Johannes 20 vers 3. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit, en kom by die graf. Net die oplet, dat Johannes het geskrywe, as Johannes 20, so hy skryf self hierdie, en hy noem nooit sy naam nie, en hy verwys ook nooit na homself as ek nie. Hy kon gesê het, en toe gaan Petrus en ek uit, en kom by die graf, maar hy skryf, toe gaan Petrus en die ander disipel uit, en kom by die graf, en die twee het saam gehardloop, en die ander disipel, julle weet nou wie dit is, het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan, en gaan in die graf, en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek, afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel, Johannes, wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien, en geglo. Hier in die graf, lê hierdie doek van Jesus, opgerol, en daar in die graf. En hulle wat hierdie tradisie geken het, hulle wat geweet het wat dit beteken, toe Johannes dit sien, het hy gesien en geglo. En wat het Jesus vir hulle gesê? Ek is nie klaar nie.
Ek het aan die kruis het ek gesê, it is finished, dit is volbring. My taak op aarde is volbring. Maar hierdie doek wat opgerol is, sê vir julle, ek kom terug. Wat beteken dit vir my en vir jou? Wat beteken dit vir ons, dat Jesus die doek opgerol het? En gesê het, ek kom terug. Hy het oral vir sy disippels, terwyl hy met hulle gesprekke gehad het, telkens vir hulle gesê, moenie bevrees nie, ek kom terug. Moenie bevrees nie, ek kom terug. Maar hy het ook gepraat van hierdie tussentyd, totdat hy terugkom. En as ons deesdae op die internet gaan kyk, en ons die WhatsApps wat deurkom, verskriklike dinge wat gesê word, en almal voorspel dat die tekens van die tye is aan die reg skuif, en Jesus kan enige tyd kom, en ek stem saam, Jesus kan maar kom, want hy het gesê, ek gaan terugkom. Wat my kwel is, tot watter mate rig ons persoonlike lewe in. Van nou totdat Jesus gaan kom. Maar Jesus het vir die disippels gesê, moenie bekommerd wees nie, want ek gaan vir julle 'n helper stuur. I'll send you a comforter, die Heilige Gees, om julle te lei en te help in alle waarheid, want die Heilige Gees is a spirit of truth and grace. En hy stuur van sy Heilige Gees om ons in alle waarheid te lei, vandat Jesus opvaar, totdat hy weer terugkom, soos wat hy beloof het. Nou wil ek vra, vir my en vir jou, tot watter mate speel die Heilige Gees nog in ons lewe 'n rol? Dis nou ongeag van watter kerktradisie jy is. Die Heilige Gees is gegee as trooster, as waarheid, as die Gees van waarheid, lei hy my in jou lewe nog in waarheid. As die woord sê, ek gaan nou een voorbeeld gebruik, as die woord sê, vergewe mekaar. Tot watter mate het die Heilige Gees nog inspraak in my en jou lewe om mekaar te vergewe, mekaar vry te spreek? Tot watter mate het die Heilige Gees toegang tot my gees? As jy daar rondgaan tussen kinders van die Here, dan hoor jy baie getuienisse van die voorsiening van die Here, en genesing van die Here, en bemoediging van die Here. Maar ek hoor min dat die mense praat, ek het vir so lank hierdie wrok teen die en die gehad, en die Here het my so oortuig. En ek het bely, ek het myself verneder, ek het in myself gesterf, ek het my trots in my sak gedruk, is die uitdrukking in Afrikaans, en ek het gaan regmaak, want die Heilige Gees het my gepraat. Ons hoor dit min, ons hoor min van repentance, 'n terugdraai na die Here toe, 'n neerlê van my lewe, 'n neerlê van my eie ek, 'n neerlê van dit wat vir my so belangrik is, maar vir hom glad nie belangrik is nie. My gebed is vir my en vir jou, vir elkeen van ons wat dalk hierna luister. Kom ons rig ons lewe so, want hy het gesê, hy gaan terugkom. En ons is in die bevoorregte posisie om nog kans en tyd te hê om ons lewe te rig volgens God se woord. Kom ons laat die Heilige Gees toe om met ons te praat, en dan reageer ons daarop. Maak nie saak wat dit is waaroor hy met jou praat nie. Jy sal weet as dit hy is. Want hy sal dit bevestig deur sy woord, en dan doen ons dit. My gebed is dat ons almal gereed sal wees, en nou sal begin, vir wanneer hy terugkom, soos wat hy beloof het, ons saam sal wees, en daar in sy teenwoordigheid, die ewigheid deur te bring. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die woord. Dankie vir die klein stukkie detail wat jy daarin laat sit het. Van die doek wat opgerol is, om vir ons te bevestig en 'n teken te gee, dat jy gaan terugkom. En Here, baie dankie dat jy ons tyd gaan. Dat jy vir ons die woord gee, dat jy vir ons die Heilige Gees gee. Dat ons geen verskoning het om 'n lewe te lei wat in u naam eer en lof bring nie.
totdat U kom. Ek bid vir elkeen, Here, dat hulle geloof sal vind, oortuiging in hulle hart sal kry, om die deur van hulle hart oop te maak, en U stem te hoor en U stem te volg, want U is ons goeie herder. Ons maak U naam groot, en totdat U kom, mag ons getrou bly, in Jesus naam. Amen. Mag die Heer jou seën en beskerm, tot die aarde nuut en vry is. Mag sy hart jou lei tot in ewigheid. Mag sy vrede oor jou wees.